Volgende Woensdag wanneer ons weer byeengekom wanneer die president weer gaan praat, dan gaan ons waarskynlik 'n baie beter idee van hoe die tektoniese plate skuif indien enigsins op hierdie stadium. Dit was 'n president Jacob Zuma vertoning geweest. Daar was 5 provinsies wat luidkeels gesing het ter ondersteuning van hom, per definisie dan ook sy vrou. So die strydlyne is nou getrek. Oor die volgende 5-6 dae gaan die debatvoering agter geslote deure gebeur. Volgende Woensdag gaan ons 'n baie beter idee wie staan sterker, die Dlamini Zuma kamp of die Ramaphosa kamp. At first we thought it was very fine that so many comrades could sign a petition in the manner in which they did. Eerste opvallende ding is dat die skerp aanval wat hy gedoen het op ANC veterane. Hy het gepraat van so-called veterans en dit is stewige ANC bloubloed mense wat hy aangeval het. Mavuso Msimang, Murphy Morobe, Cheryl Carolus. So dit was 'n skreiende aanval. Dis die eerste ding wat opvallend was. Die tweede was is dat hy praat in derde persoon amper. Al hierdie probleme in die ANC het hy uitgelig, die ekonomie, eenheidsprobleme, asof hy nie 'n wortel is van hierdie kwaad nie. So dit was die tweede belangrike ding wat ek opgetel het. En die derde is dat hy skerp aanval gedoen het op mense wat uit die party uit kritiek lewer op die party, wat uit die party uit kritiek lewer op wat besig is om aan te gaan. En hy het dit gesê terwyl Derek Hanekom, wat reeds 2 keer probeer het om 'n mosie van wantroue teen hom in te stel, skaars 3-4 meter van hom af gesit het, jy weet. So dit was die 3 belangrikste goed wat ek hier uit gekry het.